Môre, môre, môre! Dit is 'n nuwe dag. Ek hoop julle het lekker geslaap. Dis heerlik om vanmôre weer saam met julle voor die Here te kom en so ietsie uit sy woord uit te deel. Mag dit vir julle 'n asemrowende dag wees wat deur die Heilige Gees ingekleer word met al God se reënboogkleure wat vir jou in hierdie dag voorlê. Dit is lekker. Ek wil vanoggend 'n versie met julle deel en dit is Psalm 2 en ek lees vir julle vers 11. Julle moet die Here dien met ontzag en hom vrees en met bewering toejuig. Dis nogal 'n interessante vers. Daar's so baie mense wat hierdie woorde vrees en bewering baie versag nie. Nou in die Ou Testament word hierdie woord wat in die vorige vertalings met vrees vertaal is, word dit nou met dien of met ontzag vertaal. Dis dalk miskien 'n meer beskrywende soort vertaling vir die woord wat in die Hebreëus gebruik word. Want ek dink met die woord vrees, dink ons mos nou baie dadelik dat daar hierdie afstand is en dat daar selfs verskrikking is. En om God te vrees, voel amper asof jy vir hom moet weghardloop, nê? Asof hy hierdie bedreigende faktor is wat net om elke hoek en draai kyk wat jy doen en wat jy nie doen nie, want hy gaan jou straf of hy gaan vir jou seën. En ek dink wanneer 'n ou na hierdie rigting toe neig, dan verstaan ons hierdie vrees verkeerd. Want vrees beteken eerder om in 'n heilige eerbied voor die Here te wees. Om sy grootheid en sy heiligheid te erken. Om te weet dat hy gans anders is as wat ek is, nê? Dat daar afstand tussen my en hom is. Ek meen, dit kan mos nie anders nie, want God is 'n heilige God en ek is 'n skepsel. Ek is 'n sondaar. En daarom kan daar maar net altyd hierdie soort afstand wees. En dit is eintlik wat ek dink hierdie woord met vrees en bewering beteken. Is dat ek en jy nie vir God sonder handskoene moet aanvat nie. Want God is God, hy's ver bo jou en my. En wanneer ek met ontzag voor hom buig, dan impliseer dit dat daar 'n stuk gewydheid daar is. Dit is 'n atmosfeer wat uitdrukking gee aan wie hy is, die grootheid wat hy is. En ek dink baie keer mis ons dalk hierdie gewydheid in ons eredienste vandag, nê? Word daar nie dalk vandag miskien oormatige klemme gelê op gemeensaamheid en vriendelikheid en al hierdie ander goed ten koste van hierdie heilige eerbied nie. Want die afstand tussen mens en God word by die kruis oorbrug. Ek kan met hom net gemeensaam verkeer deur met Christus een te wees. Maar juist daar by die kruis staan ek met 'n diep ontzag en verwondering voor hierdie onsagwekkende groot God wat vir my liefhet in sy seun Jesus. En daarom is daar vandag vir my hierdie geweldige gevaarlike nuance in die wêreld vandag dat die Here vir jou en my 'n vriend is. Of dat hy saam met ons 'n pel is wat die pad saam met ons stap en ons in die hand vat en maar net saam met ons loop en daar verloor ons hierdie heilige ontzag vir wie God regtig is. Hy is die een wat in 'n oogwink my lewe van my af kan wegvat. Maar hy is ook die een wat my skape en my vul met sy teenwoordigheid in Christus. En daarom moet ons altyd hierdie heilige ontzag vir die Here behou. En mag ek en jy op die regte manier hom benader, dat hy ons Vader is wat ons liefhet in Jesus, maar ook die een wat heilig is. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. O Hemelse Vader, ek het baie ontzag vir U, maar tog is daar ook 'n asemophou afstand baie keer tussen my en U. Ek verstaan dit nie, Here. Ek bedoel U anders uit, U heiligheid, U alomteenwoordigheid. Dis gedagtes wat my oorweldig en al wat ek daarmee kan doen is om net voor U te kniel en om U te aanbid en om op U liefde aanspraak te maak. Help my om nie vir U bang te wees nie, maar om na U toe te gaan
in my diepste oomblikke van vrees en bewing. Ek vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Dankie julle, mag julle 'n wonderlike en 'n geseënde dag hê. Môre gaan ons voort. Totsiens.